Nou ons is vanmôre aan die aanklop van 'n nuwe reeks en ons nuwe reeks genaamd Gemerk en ons tema vers is Efesiërs 1 vers 14 wat sê in Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is julle as die eiendom van God beseël, gemerk, gemaak en daardie merk wat ek en jy ontvang het is die Heilige Gees. Nou ons is 6 weke weg van Pinkstersondag en ons gaan hierdie reeks gebruik om op te bou na Pinkstersondag toe en die opgewondenheid in elkeen van ons lewens vas te maak, want ek dink Pinkster is seker een van die mees belangrikste gebeure in die geskiedenis van die kerk. En baie keer word Pinkster en die Heilige Gees misverstaan. Baie keer dink ons aan die kerkgeskiedenis en ons vra die vraag, hoekom beweeg die Heilige Gees nie meer vandag soos hy daai tyd beweeg het nie? Hoekom sien ons nie meer dieselfde wonderwerke en die uitdrukking van krag nie? En ons gaan in hierdie 6 weke 'n bietjie daaroor gesels. Ons gaan 'n fondasie lê oor hoe die Heilige Gees werk, wie die Heilige Gees is, wat die Heilige Gees doen en dan die uitstorting van die Heilige Gees en ook die uitstorting van die vuur van die Heilige Gees. Nou 2 Korintiërs 13 vers 13 begin en sê, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Dis belangrik dat wanneer ek en jy aan die Heilige Gees dink, dat ons nommer 1 sal verstaan, dis gegee vir almal. En dat die Heilige Gees nie 'n aparte Gees is wat net hierso rondfilter nie, maar dat hy deel is van die drie-eenheid. En die drie-eenheid is nie net 'n teologiese idee nie, maar dit is die wese van wie God is. Die drie-eenheid bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wanneer ek en jy dit verstaan, dan verstaan ons eintlik die karakter en die basiese beginsel van wie en wat hy is. En wanneer ek en jy verstaan God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees, dan help dit ons in ons verhouding met hom. Hoe ons hom kan benader en hoe ons hierdie 3 begrippe deel van ons lewe kan maak. Nou ons het baie gesê oor wie God die Vader is en Jesus wat ons ingesluit het in die laaste reeks. En in hierdie spesifieke reeks gaan ons gesels oor wie die Heilige Gees is en hoe hy in en deur ons lewens wil werk. Nou, wanneer ons dink aan die drie-eenheid, dan moet ek en jy vanmôre verstaan, die drie-eenheid openbaar die Here se volheid aan jou en my. Jy sien, hoewel God een is hy 3 persone. En ek en jy is ook 'n refleksie van daardie drie-eenheid. Liggaam, siel en gees. En dis nie teenstrydig nie. Hoe kan God nou 3 wees? God die Vader, Jesus en die Heilige Gees. Hoe kan ek en jy siel, gees en mens wees? So die Here ons gemaak is, dis wie hy is. Dis 'n goddelike misterie wat ek en jy verstaan in ons verhouding met hom. Dit is belangrik om vanmôre te verstaan dat in die drie-eenheid elkeen 'n spesifieke rol vervul. Dink gou-gou 'n bietjie aan lig. Dink aan die prisma en die verskillende kleure. Dis een wit lig wat in die prisma inskyn, maar die veelvoud van kleure wat deur dit kom. En weer eens interessant, binne die kleurskemas word die kleure in 3 hoofgroepe opgedeel. Praat van primêre kleure. Net so, weer eens wil ek sê, is God een wese in 3 persone. Die liefde van God, van die Vader, word uitgedruk in die karakter van God die Vader. Die genade word uitgedruk deur Jesus wat vir jou en my aan die kruis gesterf het. En dan die Heilige Gees wat aan jou en my gegee is om gemeenskap elke dag te beleef deur sy inspraak in ons lewens. Stel jou vanmôre net vir 'n oomblik voor. Jy het 'n baie spesiale gas en jy wil hierdie persoon aan mense om jou voorstel.
Jy het al baie lank gehoor van hierdie gas, maar jy besef skielik dat wanneer jy hom moet voorstel, jy ken hom eintlik nie en jy weet ook nie baie van hom nie. Jy weet van wat hy doen, maar jy kan hom as persoon nie beskryf nie. Dis soos wanneer ek jou vanmôre wil voorstel aan Koos. Koos is 'n baie goeie vriend van my. Ek en Koos het van graad 1 af saam in die skool gewees, saam sport gedoen, saam gematrikuleer en saam baie pak sla en nonsens aangevang. Ek het inhoud. Maar dit is moeilik om iets te beskryf as jy nie weet nie. Baie mense beskryf die Heilige Gees as 'n dit en nie as 'n persoon nie. Dit is belangrik om te verstaan dat die Heilige Gees nie 'n dit is nie, maar dat ek en jy 'n verhouding met die Heilige Gees het. Jy sien in Grieks, in die oorspronklike taal, word die Heilige Gees amper met die neutrale woord vertaal. En daai neutrale woord word soms verwys na dit. Maar hoe verduidelik jy as jy met iets 'n verhouding het na 'n dit toe? Jy sien, ek dink baie keer in ons aanloop en verhouding met die Here, fokus ons baie in ons verhouding met God die Vader en Jesus, en nie altyd met die Heilige Gees nie. Ek het op 'n stadium 'n persoon geken wat mense wat na die Heilige Gees toe bid, baie gekritiseer het. Want hoe bid jy nou na die Heilige Gees? God die Vader, Jesus. As jy na die Heilige Gees toe bid, is dit outomaties dat jy na God die Vader toe bid. As jy in Jesus naam bid, is dit outomaties dat jy na God die Vader en die Heilige Gees bid. Want weer eens, hoewel hulle 3 is hulle 1. So, maak nie saak amper as ek dit so kan uitdruk, na wie my gebed verwoord word nie. Die e-mail is ge-CC na almal toe. Johannes kom en sê in 15, hoofstuk 15 vers 26, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Met ander woorde, die Heilige Gees in ons getuig van wie hy is en wat hy gedoen het, soos ons vanmôre gevier het, en wat hy deur jou en my wil doen en verrig. Jy sien, die Heilige Gees is nie net vir jou en my gegee, sodat ons kan goed voel en die teenwoordigheid van die Here kan beleef en ons armhare regop staan oor dit wat nou gebeur nie, maar hy's gegee aan jou en my, sodat ons lewe 'n getuienis sal word van wie hy is. Daarom kan ek en jy onsself die vraag afvra, is ons effektief in dit waarvoor ons eintlik die Heilige Gees ontvang het? Ja, die Heilige Gees is daar om my te begelei en om my te help om my lewe te verander en te vorm in hoe die Here wil hê ek moet wees, verseker. Maar dis nie die einde nie. Die einde is dat daai verandering sal transisioneer en ek deel sal wees van dit wat hy beplan vir my gemeenskap. Dat my lewe 'n lig sal word, 'n baken sal word vir die mense om my wat deur seer, pyn, verdrukking, hopeloosheid, moedeloosheid gaan en dat my lewe sal getuig van sy goedheid, sy guns en sy genade vir hulle. Johannes 16 vers 7 sê, maar ek sê vir julle die waarheid. Ek sê vir julle die waarheid. Dis voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Jy sien, die Here het die Heilige Gees gestuur vir persoonliking van wie en wat hy is, om saam met jou en my elke oomblik, elke minuut, elke besluit, elke uitdaging, elke probleem wat dalk opstaan, 'n helper te hê wat ons deur dit kan stuur. En dan saam met dit ook, wanneer ons gekonfronteer word deur iemand wat ons 'n vraag vra en 'n krisis beleef, ons die kapasiteit het van die Heilige Gees in ons om die antwoorde en die hoop in daardie omstandigheid te wees. Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het,
die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Met ander woorde, hy rig ons voete, hy wys ons hoe, hy sê vir ons wat nie, en almal van ons weet dit, nê. Wanneer ons daai moeilike besluit moet maak, of die oomblik tussen reg en verkeerd, weet ons in daai oomblik wat reg en verkeerd is. Hoekom? Want hy kom en hy lei ons in alle waarheid. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ek wil dit vanmôre vasmaak. As jy ooit gewonder het wie die Heilige Gees is, die Heilige Gees is 'n persoon. Jesus kom en hy praat van die Heilige Gees as 'n persoon. Ek sal hom stuur. Met ander woorde, ek gee vir hom 'n mandaat, gaan wees saam met hulle. Hy sal van my getuig in die persoon van die Heilige Gees. Die Bybel maak dit duidelik dat hy 'n persoonlikheid het. Jesus verwys nie na 'n invloed of 'n mistieke krag nie. Nou die dag sit ek die televisie aan en daai Ghostbusters is weer op. Wie van julle daai fliek ook al gesien het? Ons dink baie keer in die Heilige Gees as hierdie spookie wat rond sirkel en hier rond hang in die atmosfeer. Ons het dit so rukkie terug gesê dat baie mense loop met die persepsie dat wanneer ons vanmôre hier uitgaan en ons die deure sluit, die Heilige Gees hier bly. Heilige Gees is 'n persoon en nie hierdie mistieke krag of wolk of invloed nie. Dis vandag belangrik om te besef, nommer 1, dat die Heilige Gees almagtig is. Genesis 1 vers 2 was die Heilige Gees al. Hy sê in vers 2, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die Gees van God het gesweef oor die aarde, op die waters. Ons sien sy teenwoordigheid en sy krag by daardie wonderlike openbaring of oomblik van die skepping. Deur die Heilige Gees se krag in jou en my, is ons ingesluit in dit wat Christus gedoen het in die skepping. En dan kom die skrif en die skrif sê, ek en jy het dieselfde kapasiteit. En Christus het gekom. En God die Vader het gekom en hy het deur 'n woord gespreek en hy het geskep. Hy het tussen chaos, duisternis, lig kom skep. En in 'n woord wat hy gespreek het, het hy alles belyn en bymekaar gebring in dit wat ons vandag ken as die wêreld en die aarde. En dan kom die skrif en die skrif sê, wanneer ek en jy gedoop word en lewe met die Heilige Gees in ons, het ons dieselfde krag om te doen wat hy gedoen het. Nou dis interessant in Handelinge 1 vers 8, dat toe hulle gedoop was met die Heilige Gees. My kinderbybel het altyd gewys, daai prentjie in die Bybel, dat daar so 'n vlammetjie was wat bo die koppe gebrand het, wat die Heilige Gees simbool is vir wanneer hulle gedoop was. Maar die oorspronklike Griek sê dat hulle tonge aangeraak is toe hulle gedoop is met die Heilige Gees. En as jy dink aan die opdrag in Handelinge 1 vers 8, dan maak dit sin. Want die skrif sê, julle sal my disippels wees en julle sal uitgaan en julle sal die hele Judea en Samaria beïnvloed met my waarheid. Hoe doen 'n mens dit? Deur te praat. Hoekom sê die skrif dan later ook, meet jou woorde, want daar's krag en lewe in jou tong. Met ander woorde, die Heilige Gees bemagtig jou en my om net soos hy die aarde geformeer het en reg geruk het en lig en duisternis gemaak het en alles volvoer het, het ons deur daardie Heilige Gees in jou en my lewe dieselfde skepingsvermoë, dieselfde kapasiteit om tussen duisternis en lig skeiding te bring, te spreek in mense se lewens. En daarom is dit belangrik. En ek wil jou vanmôre weer uitdaag dat ons woorde sal meet en ons uitsprake sal meet
en eerder sal kies om lewe te spreek as om dood te spreek. Ons sien sy teenwoordigheid en krag in alles. Romeine 8:16 sê, die Gees self getuig saam met jou en my, dat ons kinders van God is. Vanmôre, toe ons deel het aan hierdie tafel, ja, die tafel is 'n uitdrukking, en dis 'n herinnering, maar die feit dat jy sy Gees in jou lewe beleef, die feit dat wanneer jy deur moeilike tye gaan, jy sy vertroosting beleef, wanneer jy 'n moeilike besluit maak, jy sy seën op daai besluit leef, of net wanneer jy in die oggend opstaan en kyk na jou tuin of na Saartjies nek as jy hoor die nek kom en jy kyk na die dam en jy beleef die volheid van die Here, dan sê dit vir jou, hy in jou, hy is jou Vader, hy is jou verlosser en hy is jou trooster. Jy sien die Heilige Gees in jou en my lewe is alwys. Hy weet, hy rig, hy stuur. En hy wil hê dat ek en jy op die plek sal kom waar ons net in sy teenwoordigheid sal vertrou op sy wysheid. Jy sien, ons is soms so angstig in ons lewe dat ons self dinge wil uitsorteer. En baie keer sê ons vir onsself, Here, ek wil hierdie hê en ek glo U wil dit vir my hê en ek gaan dit so lank doen en ek hoop dat U sal opvang. Nee. Dis nie hoe dit werk nie. Here, ek wil graag hierdie werk hê in die Kaap. Here, ek gaan so lank die trekrollorie reël en ek gaan vir hulle sê ek aanvaar die werk en ek hoop U sal dit seën. Jy weet, om al wysheid van God in my lewe vas te maak beteken ek beweeg nie tot die Here vir my sê beweeg nie. En vir die van julle wat my ouderdom is sal weet, stilte is soms 'n antwoord. Jy het soms vir jou ouers 'n ding gevra en dan sê hulle niks nie, maar hulle gee jou net 'n kyk. En daai kyk het boekdele gespreek. Want in sy stilte het hy vir jou gesê, probeer dit gou. En dan kyk jy wat met jou gebeur. Jy het geweet. Kan ek by jou vanmôre vasmaak en jou vra? As jy die Here vertrou vir iets, moenie beweeg tot jy 'n antwoord het nie. En nou sê jy vir my, maar Jonathan, hoe antwoord die Here? Nommer 1, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, moet jou eerste uitdrukking wees van dit wat die Here vir jou sê. Met ander woorde, jy gooi vir jou 'n lappie uit. Here, ek trek Kaap toe. En dan voel jy hoe jy voel. Nommer 1, wie wil Kaap toe trek en die WP ondersteun? Ek maak net 'n grap. En dan sê jy vir jouself, Here, ek trek. Here, ek trek nie. Daai onstuimigheid is klaar vir jou 'n teken. Dit wat nie in plek val nie, is klaar vir jou 'n teken. So dis 'n manier. Tweede manier is, die Here praat met jou. Die Here gee vir jou in jou hart 'n uitdrukking, dis die regte ding om te doen. Maar moet asseblief nie net gaan sonder dat jy die vrede en die mandaat van die Here beleef nie. Want sy Gees in jou is alwys en wil jou bystaan en jou help. Ons het net nodig om soms stil te word en te sê, ek gaan hierdie nie self probeer uitsorteer nie. Hy sal dit namens my doen. Sien, die Heilige Gees beleef ook, nes ek en jy, pyn en emosie. Efesiërs 4 vers 30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Wanneer hy met jou praat, wanneer hy jou wil help, wanneer hy jou wil bystaan, om te kies om die teenoorgestelde te doen. Dis amper dat ons soms met die Heilige Gees doen, soos wat ons kinders soms met ons doen. Myne is nou in daai ouderdom waar hulle alles weet. Binne 'n jaar is hulle miljonêers en gaan ek by hulle geld leen, want hulle het net die beste planne. En dan sê jy vir hulle, moenie dit nou doen nie. Wag, dan kom jy môre by hulle, dan het hulle presies gedoen wat jy gesê het hulle nie moet doen nie.
Moenie nou daai ding koop nie. Oor 'n maand is hy halfprys. Dan koop hulle hom nou. En oor 'n maand is hy minder as halfprys. Ons maak soms so. Die Here sê vir ons vorentoe. En dan kies ons om agtertoe te gaan. En dan net soos 'n pa wat na sy kind kyk en dink, lekker stupid, nee. Lekker geld gemors, nee. Dan maak ons dieselfde met die Heilige Gees. Al die antwoorde, al die planne, ons moet net luister. Jy sien, want die Heilige Gees is verhoudingsgedrewe. Handelinge 15 vers 28 kom in drukke tyd, hy sê, die Heilige Gees en ons het saam besluit. Dis 'n verhouding, dis 'n interaksie. Dis nie ek besluit en die Heilige Gees sit sy bloudruk, sy merk op my besluite nie. Dis 'n verhouding, dis 'n ingeweefde verhouding saam met hom. En dan weet ek en jy, die Heilige Gees is kreatief. As ons net kyk na die wêreld en ons kyk na die skepping en alles in die skepping en hoe mooi hy die wêreld gemaak het. As ons vanmôre na ons kyk, almal van ons is anders en ons is almal mooi gemaak in dit hoe die Here ons gemaak het. Kreatief. Party van ons kan skilder en van ons kan musiek maak en van ons het besigheidsvermoëns en ander van ons kan gasvry wees, kreatief om ons so verskillend te maak. Job 26 vers 13 sê hy, deur sy asem word die hemel helder. Deur sy asem. As jy kyk na die sonsopkoms, en jy kyk na die sonsondergang, en jy kyk soms hoe lyk die wêreld na 'n storm en na die reën, hoe hy dit helder maak. Ons weet die Heilige Gees is alomteenwoordig. Sy Gees ken, sien en weet alles. Toe ek op universiteit was in my mees gunsteling vak, sistematiese teologie, het ons gepraat van 'n term dat God is nie tydruimtelik gebonde nie. Met ander woorde, my geboorte, my nou en my toekoms is een aanloop in sy teenwoordigheid. Hy's in my verlede, hy's in my nou en hy's in my toekoms. En as jy dink aan sy alomteenwoordigheid, is dit presies so. Hy's oral, op dieselfde tyd, op dieselfde plek, in almal van ons, alomteenwoordig. Ons is altyd in sy gedagtes. Hy is altyd by jou betrokke. En daarom wil ek weer by jou pleit, moenie toelaat dat die wêreld vir jou sê, jy's afgesonder, jy's eenkant, sy Gees is nie betrokke in jou lewe nie. Hy's altyd betrokke. Maar dis soos ek en jy op die bank sit saam met ons familie, en jou vrou praat met jou, en jy hoor haar nie, want jy's op Facebook. Sy praat met jou, maar jy's afgeskakel want jy's besig met iets anders. Of jy's op die televisie, of jou gedagtes is op 'n ander plek. Jy sien, ons beleef hom soms nie, ons hoor soms nie die Heilige Gees nie, want ons is nie ingestel nie. Maar vir my is dit wonderlik dat wanneer jy jou selfoon neersit en jy nie aan hom dink nie, dan kan jy gesprek voer met die mense om jou. Ek daag jou uit, net om hierdie punt in jou hart vas te maak, om in 'n restaurant te gaan sit of in 'n koffiewinkel, en dan kyk jy hoe man en vrou aan tafel sit, maar glad nie met mekaar gesels nie, net op die selfoon. Kyk na families, 4 mense in 'n familie, en almal van hulle sit aan tafel, en gaan nou saam 'n maaltyd eet, maar almal is op hulle selfoon. Ons vat daai ingesteldheid baie keer in ons verhouding met hom. Hy sal hom teenwoordig, hy is binne in jou. Ons moet ingestel wees om sy stem in ons harte te hoor. Jy sien, hy's betrokke, selfs wanneer ons probeer vlug, is hy by ons. Soos die herder wat die verlore skaap gaan soek het,
Soms voel dit nie so nie. Weens bekommernisse, weens lyding, weens druk wat ons beleef, maar die Heilige Gees se teenwoordigheid word nie aan en af in jou en my lewe aan en af gesit nie. Sien die Heilige Gees, en ons gaan meer in die volgende paar weke by dit uitkom. Die Heilige Gees bemagtig jou. Hy bemagtig jou vir dit waarvoor jy geroep is. En Handelinge 1 vers 8 het ek nou na toe verwys, maar hy sê, julle sal krag ontvang. Krag ontvang, die woordjie krag, dynamis, in Grieks. Ek onthou my pa het 'n swart, dikwiel Challenger fiets gehad, 'n 3-rad. En op hierdie fiets het hy 'n dynamo, hy het 'n lig gehad met so klein dynamootjie, wat hy so geskop het teen die wiel, en dan bou hy krag op, en hoe vinniger hy trap, hoe helderder skyn hierdie lig. Dis presies die doel van die Heilige Gees. Ek en jy sal krag ontvang om wat te doen. 'n Familie op missie te wees wat 'n verskil maak in ons gemeenskap. Ek wil vanmôre hê in my hart hoor, sy krag is nie vir jou alleenlik bedoel nie. Sy krag is vir ons gemeenskap bedoel. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sodat ons sy roeping in ons en deur ons kan volvoer. En daar's menige uitdrukkings van sy krag in ons lewe, en ons gaan in dit instap in die volgende paar weke. Daarom is dit belangrik, ek wil jou nooi na die aanloop, dat jy nie sal mis nie. En as jy mis, dat jy sal gaan kyk op ons platforms na die boodskap om jou te rig. Want in ons laaste diens, Pinksterdiens, gaan ons die Here regtig vertrou vir 'n vars uitstorting en 'n vars uitdrukking in ons lewens. En ons gaan vir mense bid wat nog nooit gedoop is of nog nooit die belewenis gehad van die doop van die Heilige Gees nie. Ons gaan vir mense doop vir die doping van vuur en vir die stuur in dit wat God vir hulle beplan. Sien, wanneer die Heilige Gees kom en dat hy jou bemagtig vir bediening, kom hy ook en hy verander jou karakter. Maleagi 3 vers 2 tot 3 sê, hy is soos 'n smelter se vuur. Hy sal sit en silwer suiwer. Hy kom en hy brand. Dit wat nie van hom is nie, dit wat hy wil verander, die kaf van die koring kom hy en skei dit in ons lewe. Hy kom en hy getuig en bevestig weer eens dat ons sy eiendom is. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. Soos ons vanmôre sê, wie is die Heilige Gees? Want sê ons vanmôre, die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid. Deel van God die Vader, Jesus die Seun en hy die Heilige Gees. En die Heilige Gees rus jou en my toe vir 'n lewe van impak deur verhouding. Sy teenwoordigheid, sy gawes en moed om God se doel in ons lewens te vervul. Jy sien, ek en jy word nie meer deur vrees beperk nie. Maar ek en jy, deur sy kapasiteit in ons, word kragtige en effektiewe getuies in sy hand. Jy sien, vanmôre wil ek vir jou sê, jy is gevul met die teenwoordigheid. Jy word bemagtig met geestelike gawes. Handelinge 2 vers 17 tot 18 sê, ek sal my gees uitstort op sekere mense. Ek sal my gees uitstort op heilige mense. Ek sal my gees uitstort op my verkose mense. Ek sal my gees uitstort op die, dis nie wat hy sê nie. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Sien, die Heilige Gees bemagtig jou en my, en hy gee vir ons 'n gees van onderskeiding, gees van leiding. Weer wil ek Johannes 16 vers 13 voorhou. Hy sal julle in alle waarheid lei. Kom ek vra jou vanmôre vir 'n oomblik. Ons lewe in 'n wêreld wat ons onseker is oor wat die waarheid is. Ek het familie en vriende wat in Amerika bly. En van hulle is in die Republikeine se kant en van die ander is in die Demokrate se kant. En hulle lees
verskillende nuus. En verskillende nuusagentskappe verkondig die nuus heeltemal anders. Wat is die waarheid? As ons net dink aan die omstandighede in ons land, wat is die waarheid? Dan wil ek vanmôre vir jou sê, die uitspraak van die Here is die waarheid. En die Heilige Gees in jou is die waarheid. En sy Gees in jou lei jou. En ek en jy moet kies om in daardie waarheid te loop. Al is dit teenstrydig met dit wat die wêreld verkondig. Sy Gees in jou en my lei jou in alle waarheid. Jy sien, en deur dit verander dit ons belewenis. Ons het hoop vir ons land. Ons het hoop vir ons leiers. Ons het hoop vir korrupsie. Ons het hoop vir mense. Hoekom? Want sy Gees in ons spreek die waarheid, lei ons in die waarheid en help ons om hierdie waarheid te implementeer. 2 Korintiërs 3 vers 18 kom en met dit wil ek saamvat. Terwyl ons almal van ons hier vanmôre met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. Jy en ek, wanneer ons in die spieël kyk, sien ons die heerlikheid van die Here, sien ons sy Gees in ons, op ons. En daarom is dit so hartseer, dat ons soms in 'n spieël kyk, en die heerlikheid van die Here verafskie. Die heerlikheid van die Here nie raak sien nie. Met 'n onbedekte gesig. Die heerlikheid van die Here aanskou, word ek en jy van gedaante verander na dieselfde beeld. Deur sy Gees van heerlikheid tot heerlikheid. En deur die Here wat die Gees is. Vir 'n oomblik wil ek jou nooi om saam met my net daar waar jy is, jou oë te sluit. En ek wil jou vanmôre vra, wie is die Heilige Gees vir jou? Is dit daai emosionele gevoel, daai opsweep oomblik, wanneer jy hom beleef? Of is die Heilige Gees meer vir jou? Want die Heilige Gees wil meer vir jou wees. Hy wil hê jy moet hom beleef in die volheid van dit wat hy vir jou, deur jou en met jou wil doen. Hy wil jou bemagtig vir soveel meer as wat jy selfs kan dink. Hy's meer as net om in 'n taal te praat. Hy's meer as net 'n belewenis in 'n aanbiddingsdiens. Hy is jou helper, deel van die drie-eenheid. Vanmôre wil ek jou uitdaag om in hierdie tyd opnuut vars belewenis te kry van wie hy is. En net daar waar jy is, jouself te verbind om die waarheid van wie die Heilige Gees is in jou lewe te beleef. Here, dankie dat ons vanmôre opnuut 'n reis van ontdekking kan begin. In ons aanloop tot Pinkster gaan ons in hierdie tyd baie hoor oor die werking, die karakter, wie U is deur die Heilige Gees in ons lewens. En ons baie keer sulke misverstande en miskonsepsies oor die uitdrukking van die Heilige Gees in ons lewe. Ons het baie keer groot geword met die idee dat die Heilige Gees nie in jou lewe is as jy nie byvoorbeeld in tale praat nie. En dan vergeet ons van Galasiërs 5 wat praat van die vrug van die Gees. Jy sien, dis nie een of die ander nie, maar dis die totale uitdrukking van wie Hy is in ons lewens. Die krag, die mandaat om te gaan en mense se lewens te beïnvloed en te verander.
En my gebed is, dat ons in hierdie reis die waarheid van wie U is sal ontdek. Die krag van wie U is sal ontdek. Die vuur, die passie sal ontdek. En dit sigbaar in ons lewens sal wees. Nie net vir ons voordeel, nie net vir ons belewenis nie, maar tot voordeel van elke persoon wat U nodig het. Dat ons gemeenskap die uitdrukking van die Heilige Gees krag sal beleef in ons en deur ons. Mense se lewens sal verander. Ons lewens. Eerste, die mense se lewens om ons. En ons loof en prys U daarvoor.